Die einde van ons program, ons lees in die gedeelte uit Lukas hoofstuk 1, die geboorte van Johannes die Doper. Dit is die 3de Advent Sondag, so dis die Sondag voor die laaste Sondag voor Kersfees, en daarom lees ons oor wat voorafgaan aan die geboorte van Jesus. En een van die sterk gebeurtenisse rondom die voorafgaan van die geboorte van Jesus is die geboorte van Johannes die Doper. Die man wat gekom het om te vertel, om te proklameer, om die pad vir die Here reguit te maak. Net soos ons in Jesaja en telkens ook in die Ou Testament lees, dat daar iemand kom om die pad vir die Here reguit te maak, voor te berei, sodat ander duidelik sy kom sal kan sien en verstaan. Ja, baie het nie, omdat hulle daarteen verhard het, maar baie het wel sy woord en sy boodskap aangeneem. En daarom, Lukas hoofstuk 1 vanaf vers 57 tot by die einde van die hoofstuk, vers 80. Die geboorte van Johannes die Doper. Toe die tyd gekom het dat Elisabeth se kind gebore moes word, het sy seun in die wêreld gebring. Haar bure en familie het gehoor dat die Here aan haar groot ontferming bewys het, en hulle was saam met haar bly. Op die 8de dag het hulle gekom om die kindjie te besny, en hulle wou hom Sagaria noem na sy pa. Maar sy ma het gesê, nee, hy moet Johannes genoem word. Hulle sê vir haar, daar is niemand in jou familie wat die naam het nie. Met gebare vra hulle toe sy pa hoe hy wil hê dat die kindjie genoem moet word. Hy skryf toe op 'n skryfbordjie en daarop, Johannes is sy naam. En almal was verbaas. Onmiddellik het Sagaria sy spraak teruggekry en begin praat en God geprys. Almal wat rondom hulle gewoon het, is met ontzag vervul, en in die hele bergstreek van Judea is daar baie gepraat oor al hierdie dinge. Almal wat dit gehoor het daaroor nagedink en gevra, wat sal hierdie kindjie eendag word? Dit was duidelik dat die Here by hom was. Die loflied van Sagaria. Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet opgetree. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan in die huis van sy dienaar Dawid. So het die Here dit reeds van oudsher af beloof, deur die mond van sy heilige profete om ons te verlos van ons vyande, en uit die land van al ons haters, om hom te ontferm oor ons voorvaders, en sy heilige verbond te onthou. Met die eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee dat ons gered uit die hand van ons vyande, om onbevrees kan dien in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. En jy, kindjie, die profeet van die Allerhoogste, sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel, verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môreson sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Die kindjie het opgegroei en sterk geword deur die Gees en het in die woestyn gebly tot op die dag van sy openbare verskyning in Israel. Hierdie gedeelte dan oor die geboorte van Johannes die Doper en die loflied van Sagaria. Die man wat stom was, vandat hy dit gehoor het van sy seun, tot op die dag dat hy gesê het, hierdie kind moet Johannes genoem word.
asof hy erken het die dag, dat iets gebeur het, wat hy nie verwag het nie. En baie keer gaan dit met ons so, dat ons nie verwag wat die Here vir ons sê nie. En dat ons dan, as te ware stom word, om nie te praat oor iets nie, omdat ons nie wil nie, of nie kan nie. Tot op die dag, wat die Here dit weer vir ons moontlik maak, om met spontaniteit te sê wat ons behoort te sê. In hierdie tyd van advent, van afwagting op die koms, die erkenning en die geboortedag van Jesus, sy herdenking, mag het vir elkeen een van julle 'n vredevolle tyd wees, met die vervulling van die Heilige Gees gedurig by en in julle. Mag julle elkeen beleef dat die afwagting op die geboortedag van Christus vir elkeen van ons besonders was. Maar dat ons ook sal lewe as mense wat weet dat Jesus Christus reeds gekom het, gebore is, kruisig is, sterwe het en opgestaan het, dat hy die opgestaane Here is, wat ons met krag moet verkondig in die hele wêreld, elke een met wie ons te doen kry. Gaan dan heen, maak die pad vir die Here reg uit, voordat die groot en die verskriklike dag kom, wat vir elkeen gaan aanbreek. Daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.